Goeiedag en baie welkom weer by dag 2 van jou lewendige dagstukkies. En die tema van dag 2 is, want jy kan. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Elke nuwe môre fluister dieselfde geheim. Moenie ophou hoop nie. Daar wag nog verrassings vir jou. Want jy kan. Forrest Gump het mos gesê, life is like a box full of chocolates. You never know what you're gonna get. Net so is elke dag wat voor ons lê, ook vol nuwe verrassings. Soos iemand ook gesê het, life is what happens after we have made our own plans. Dit verwys nou na daardie ietwat ongemaklike en uitdagende verrassings wat ons nie eintlik na ons kant toe sien kom het nie. Wanneer die onverwagte en uitdagende dinge gebeur, is dit nodig dat ek en jy moet besluit hoe ons dit gaan hanteer. Storms is God se manier om ons in te lei in die kragveld van waartoe ons in staat is in en deur sy krag. Die Palestynse bergarend het 'n unieke manier om die storms te hanteer. As daar 'n storm opsteek, dan vlieg hy reg in die oog van die storm in. Die turbulensiestromings voor en in die storm lig hom dan op tot bo die storm, waar hy dan in die kalm dun lug bokant die storm sweef. Die storms van die lewe is God se manier om ons te leer om die krag in die storms te gebruik om ons uit te lig tot bokant die storms, waar ons saam met hom op die wieke van die wind in sy liefde, vreugde, vrede en krag kan sweef. Die bataljeersarend daarenteen gaan kruip weg in die skeure van die berge as die storms opsteek. Daar moet hy dan bly sit en wag in koue en nat omstandighede tot die storm verbygetrek het. Die Palestynse bergarend gebruik die storm se inherente krag tot sy voordeel, terwyl die bataljeersarend sy veiligheid in die skeure van die berg probeer vind. Ons sal nooit ontdek wat geloof beteken as ons nie bereid is om God te vertrou, om ons te leer hoe om die storms en die turbulensie in die storms te gebruik tot ons voordeel en sy eer nie. Maklik is dit verseker nie. Lekker nog minder. Maar daar is niks wat daarby kom om in die sonskyn deur te breek bokant die storm nie. Dis soos wanneer jy in 'n vliegtuig vlieg. Terwyl dit deur die storm vlieg, is daar baie kwaai turbulensie. Die oomblik as dit bokant die wolke deurbreek, is alles kalm. Die wonder daarvan om God te vertrou, is dat die arend nie 'n vlerk hoef te klap nie. Die turbulensie in en voor die storm lig hom op tot bokant die storm, sonder dat hy 'n vlerk hoef te klap. Net so wil God ons ook leer om die kragte in ons storms te gebruik, om bokant dit te kan uitstyg. Soek net na God se turbulensiestromings in elke storm, en jy sal bo dit uitstyg, sonder dat jy 'n vlerk hoef te klap. Jy kan net die pieke van die lewe bereik, as jy bereid is om elke dag die harde werk van klim te doen. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy vermy ons liewers die storms van die lewe? Hoe kan ons begin leer om die positiewe krag in storms te gebruik tot God se eer? Wat gaan jy vandag doen as jy verras word met 'n donderstorm? Baie dankie Here dat ek kan weet dat elke storm wat ek kan teekom, altyd opwaartse ligstrome het. Leer my om verby die storm te kyk en die ligstrome van u liefde, krag en genade te vind,
sodat ek saam met U in die stiltes en kalmte bo kan die storm kan vlieg. Amen. Die grootste deurbrake en die mooiste herinneringe gebeur die dag, as ons vrese konfronteer en God vertrou om ons in geloof na die hoogtes toe te begelei. Mag die Here jou ryklik seën, hê 'n wonderlike dag. Shaal Botha.